Vriende, baie welkom by ons 16de koffietyd geleentheid. Ek hoop dat dit baie goed gaan met jou en met jou gesin, want dit is moeilike tye. Nou, oral hoor 'n mens van mense wat nood het en gesinne wat kosnood het, en ons het die Bus van Hoop projek wat ons deur ons gemeente hardloop in die gemeenskap. En tans werk ons saam met ander organisasies en groepe om ook vir gesinne te kan bedien. Een van die middele wat ons het is om saam met Fourways Spar te werk, Harry Katrikulis, en hy het vir ons 'n trolley beskikbaar gestel, sodat as jy jou goed gaan koop daar, dan kan jy miskien 'n ekstra ietsie binne in daai trolley sit, en ons gebruik dit om na mense toe te vat wat nood het. Baie dankie vir wat Harry hulle daar doen by Fourways Spar, en net vir interessantheid, daai hele spar word elke aand gesanitize. Dis 'n hele proses. Nou net gister sê my vrou vir my, sy sê, het jy vloeie? En ek bedoel, ek was nogal taamlik ontsteld, want die honde slaap by haar, en lê by haar op die bank en TV kyk, en nie by my nie. Nou, die rede was natuurlik, dan is ek in die garage, en dan is ek in die studeerkamer, en dan is ek buite. Ek bedoel, ou moet beweeg, sodat hierdie virus nie by jou kan uitkom nie, glo ek. Maar toe sy hierdie ding van, het jy vlooie, noem, toe wonder ek, waarvoor noem hulle dit 'n vlooimark? Want dadelik kom die gedagte hier by my in, want dis die eerste waaraan ek toe dink, want ek geniet dit so om by vlooimarkte uit te kom. En die vrouens sal nou weet waarvan ek praat. Jy loop so van stalletjie tot stalletjie, en die kleinste goedjies is baie interessant, veral wat mense dan self maak. En dit het natuurlik niks met vlooie te doen nie, want ek bedoel nie een vrou sal gaan as daar vlooie sou wees nie. Toe wonder ek nou, waar kom dit nou vandaan? Nou in 1922 is die eerste mark gevestig in Frankryk, in Parys. En hulle het die grootste mark in die hele wêreld. Maar so bietjie later het die Amerikaners dit ook nagedoen, en toe hou hulle een in 'n vallei. En dit staan toe bekend as die Valley Market. Nou die ou wat die bord moes maak, sodat die mense daarom kan weet waarheen hulle moet gaan om by hierdie vlooimark uit te kom, het net 'n klein bordjie gehad. En hy skryf toe net die letters VLIE daarop. En dit staan nou vir Valley. En so het dit toe nou Flea Market geword. Want as die ouens op die bordjie lees, dan lees hulle dit as Flea Market. Nou, hierdie klein goedjies kan partykeer nogal baie belangrik wees vir 'n mens. Ek lees in Sagaria 4 vers 8. Daar staan, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. En vandag gaan jy 'n paar klein dingetjies moet doen. Klein woordjies soos asseblief en dankie. Vir die manne, jy gaan dalk moet help skottelgoed was, kan ek jou geheim vertel. Navorsing het bewys dat geen man is nog ooit deur sy vrou geskiet terwyl hy besig was om skottelgoed te was nie. Dis die veiligste plek in die hele wêreld. Maar ek bedoel, daai klein goedjies wat 'n ou dan moet doen, is natuurlik nie altyd so maklik nie. Daar's 'n liedjie, ek het hom sommer hier neergeskryf. Hy sê, little things mean a lot. Little things mean a lot. So in 1954, kyk of jy hom op YouTube kan kry, en luister bietjie daai liedjie. Maar hierdie klein dingetjies begin by klein gehoorsaamheid aan die Here. En wanneer ons op 'n klein manier gehoorsaam is aan die Here, dan word dit groot in ons lewe. So vir vandag, fokus op die klein dingetjies. En wat die vlooie betref, 'n vriend van my sê, elke pedigree hond het 'n paar vlooie. Sien jou môre.